Vriende, goeiemôre. Dis Vrydag die 17de Oktober, Koffiekuier 983. Jy sal onthou dat ons verlede Vrydag en dan ook Sondag en Dinsdag gepraat het oor 2 Timoteus 2, daardie gedeelte waar Paulus vir Timoteus aanmoedig om aan te hou met sy bediening, om die woord te verkondig, en dan veral sê Paulus vir Timoteus, daar in vers 14, jy moet die gemeente ernstig vermaan voor God, om op te hou stry oor woorde, want dit help nie mense nie, eintlik dis skadelik vir die hoorders, en ek sê dit so met 'n glimlag op die gesig, vriende, en met alle liefde. Ek was hierdie week in die gemeente in 'n paar vergaderings gewees, waar mense by mekaar verbypraat, dood eenvoudig, omdat hulle prentjie, hulle begrip van 'n bepaalde woordkeuse nie dieselfde is nie. En ek het net weer besef hoe kosbaar die woord van die Here vir ons is vir ons alledaagse lewe. Want dit praat nie oor klomp teoretiese goed, hoe ver dit praat oor die praktyk van die lewe en hoe ons as gelowiges, navolgers van Jesus Christus, dan ook hier op aarde ons roeping verstaan en sy koninkryk uitbou. Nou, eerskomende Sondag staan ons dan nou stil by 2 Timoteus 3. En ons gaan daar lees van vers 14 af tot en met hoofstuk 4 se 5de vers toe. Maar vanmôre wil ek dit net so stadig, rustig saam met jou deurlees. Dit is so 'n laaste opdrag wat Paulus aan Timoteus gee, nee? So iets daarvan sê daar's 'n stuk dringendheid. Dis daai, mens wil amper sê die woorde wat 'n geliefde op sy sterfbed vir jou gee, om te sê, onthou nou, dis belangrike goed waaroor ek met jou praat. Nou, as 'n mens nou lees, dan is ons 1983 vertaling deel die perikoop in van hoofstuk 3 vers 10 af, tot dan nou in vers 8 van hoofstuk 4. Ek gaan net by vers 14 begin lees, want die eerste paar verse praat Paulus eintlik oor sy situasie, sy omstandighede, en dan die laaste klompie verse ook. Maar hoor wat sê hy dan nou in 2 Timoteus 3 vers 14. Maar jy, met ander woorde, Paulus verskuif die klem, die fokus na Timoteus toe, sy het oor hom gepraat, maar jy moet nou luister. Dan sê hy vir hom, bly by wat jy geleer het en wat jy vas glo. Jy weet ook wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou tot die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Met ander woorde, Paulus kom en hy sê vir Timoteus, fokus op dit wat jy geleer het. Bly daar by dit waaroor jy van kleins af, hoe jy groot geword het in die woord van die Here, hoe jy begelei is deur jou geloofsmentors, en Paulus verwys natuurlik na Eunice en Louise, sy ma en sy ouma, maar ook na homself, wat as 'n geestelike mentor vir Timoteus opgetree het. En dan sê Paulus vir hom, hierdie bly in die waarheid wat jy geleer het van kleintyd af, dit bring vir jou kennis, wat vir jou help om in die verlossing van Jesus Christus te deel, om daardie geloof te kan vashou. En dan die klassieke vers in hoofstuk 16, wat ons sekerlik almal, wat nou 'n sekere ouderdom is, en by Sondagskool uit hulle kop uit moes leer, waar Paulus dan vir hom sê, die hele skrif is deur God geïnspireer, en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel, en die regte lewenswyse te kweek. So, Paulus skryf en hy sê, Timoteus, die woord van die Here het groot waarde, so jy moet daarin bly. Nou natuurlik, vriende, weet ons mos nou vandag, en ek sal dit Sondag in die erediens ook net onderstreep weer, wanneer Paulus hier praat in die oorspronklike Griekse teks en so aan, dan is Heilige Skrif nou nie met 'n hoofletter geskryf soos wat ons die konnotasie daarin het nie. Paulus verwys na die geskrifte van die Ou Testament wat op daardie stadium beskikbaar is. Maar as gelowiges vandag glo ons dat die hele Bybel van Genesis tot by Openbaring deur God geïnspireer is, en as ons dan nou praat van die skrif, dan verwys ons na die totaliteit van die Bybel soos wat ons dit vandag in kanonieke vorm het. Maar dan sê Paulus, as jy praat oor die woord van die Here, as jy praat oor hierdie heilige geskrifte, die Hiera Grammatica staan daar in die Grieks, nou kan jy ook dink ek is slim, dan sê hy, wat is die waarde daarvan? Dit kan in die waarheid onderrig. Dit kan dwaling bestry. Dit help om verkeerdhede reg te stel en om 'n regte lewenswyse te kweek. Met ander woorde, Paulus kom sê vir Timoteus,
As jy vir jouself en jou gemeente wil help om te verstaan, hoe leef ek as kind van God? Hoe leef ek as Christen in my nuwe identiteit in Jesus Christus? Lees jou Bybel. Dis waar jy dit kry. Dis waar jy die voorbeeld kry, die kennis kry, die lering kry, die teaching, wat jy ook al dit wil noem. Dis wat jou help. Natuurlik, sê ons as gereformeerdes ook, onder leiding van die Heilige Gees. Want wanneer God sy kerk regeer, dan regeer hy dit deur die woord en die Gees, wat vir ons by mekaar bring om te verstaan wat is die oorspronklike bedoeling en daarvan. Maar dan sluit Paulus hierdie gedeelte af en sê, ons doen dit ook nie net, ons lees nie net en leer nie net die woord van die Here om slim te wees en ons slim te hou nie. Dit help ons, sodat die man of vrou wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. En ek wil vanoggend vir jou met hierdie gedagte los. Ons gaan Sondag, ons het net een gesamentlike erediens in die gemeente waar ons Kleinmondkerk, Kuierkerk en Handklipkerk se lidmate almal bymekaar kom. Dis ons vier ons gemeente se 55ste verjaardag. So ons het net hierdie een erediens. En Sondag gaan ek 'n bietjie meer oor die teks praat. Ook om te vra, maar wat beteken dit vir ons wat 55 jaar lank al op hierdie manier die pad saam met die Here loop as gemeente? Maar ek wil jou uitnooi om vandag en môre onder leiding van die Gees natuurlik ook vir jouself te vra, maar hoe sien ek die woord van die Here? Watter plek, watter rol, watter funksie neem die woord van die Here, die Heilige Skrif, soos wat ons dan nou hier lees, neem dit in my lewe in? En hoe stuur dit my lewe? Hoe rig dit my lewe? En om dit baie prakties te maak, vriende, wil ek jou uitnooi om sommer 'n lysie te maak dalk van tye in die lewe wat jy regtig swaar gekry het, of wat jy nie geweet het hoe om 'n bepaalde saak te hanteer nie. En dink daaroor na en skryf neer op 'n lysie hoe God deur sy Gees vanuit die woord uit vir jou ook 'n bepaalde antwoord gegee het, rigting gegee het, leiding gegee het in jou lewe. En natuurlik ook, wanneer ons die goeie en die oorvloed van die lewe geniet, om dan te kan sê, maar hoe help die woord van die Here ons ook om met 'n stuk dankbaarheidslewe, lof en eer aan God te bring vir dit waarmee hy besig is in ons lewens. Die woord is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en die regte lewenswyse te kweek. Hoekom? Sodat ek en jy wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk wat die Here deur ons ook hier op aarde verrig. Mag jy die woord lees, mag jy daaroor dink die naweek, mag jy met 'n stukkie verwagting Sondag ook na die erediens toe kom, of dit fisies hier in die kerkgebou is, en of jy aanlyn inskakel, maar mag ek en jy met 'n gebed in ons hart leef om te sê, Here, kom ontmoet ons dan ook deur u woord en deur u Gees wanneer ons so saam is. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons vanmôre hierdie woord van u in ons hand kan hou. Dat Vader, u deur u Gees manne geïnspireer het, amper voorgesê het hoe en wat om te skryf, sodat ons vandag u wil kan leer ken vanuit u woord uit. Wat 'n wonderlike voorreg is dit nie. En Here, ons het u woord in soveel tale, in amper elke bekende taal op aarde kan mense in hulle eie idioom, in hulle eie verstaansraamwerk u woord lees en onder leiding van u Gees daaroor nadink. En daarom, Vader, is my gebed dat u ook vir ons sal begelei om vandag en môre met 'n stuk afwagting te leef, ook rondom dit wat u Sondag in die erediens met ons wil deel, vanuit die woordverkondiging, die skriflesing self, die lof en die aanbidding, die saam rondom 'n nagmaaltafel sit en ook die sakrament van die nagmaal te kan vier, en eintlik te celebrate dat ons u kinders is en dat u met ons as kerk op pad is in hierdie lewe. Verheerlik u self dan ook wanneer ons dit so doen. Dit bid ons in u naam. Amen. Vriende, daar het ek dit so in die gebed ook gesê, as jy inskakel by ons aanlyn Sondag, kry vir jou asseblief voor die tyd tekens gereed. Ons gaan saam nagmaal vier. By kollega Dominic Kirsten Smol gaan die liturgie en die nagmaal hanteer, ek die prediking. Maar kry vir jou 'n stukkie brood en 'n bietjie wyn of druiwesap, of wat jy ook al het, wat jou herinner aan die goedheid en die genade van God,
wat in Christus oopgebreek is, sodat ons kan saam nagmaal vier. Intussen tyd, geniet jou beker koffie, geniet jou naweek, en mag ons die Here bid, dat hy deur sy gees ons met verwagting sal het uitsien, na ons eredienste dwars oor ons land, ook eerskomende Sondag. Mooi loop en 'n lekker dag vir jou.